Boeta, waar jy jongen, is dit nou reg? Geachte voorzitter, eers aan u en die komitee 'n baie groot dankie. U begryp nie, maar dit is seker een van die grootste ere wat my aangedoen is. Om vandag 75 jaar nadat ek 'n klippie in die driehoek gegooi het met my naam en datum daarop in 1938. 75 jaar daarna hier voor u te staan. Dankie voorzitter. U het my 'n groot eer aangedoen. Maar dan moet ek hier boontoe kyk. Ek moet boontoe kyk na 'n wonderlike hemelse Vader, aan wie al die lof en al die dank en al die eer toekom, vir wat ek hier voorstaan vanmiddag. Geachte feesgangers, ek het met die voorsitter gevra, as dat tyd is en hy reël, dat hy maar kan vra, want ek gaan 'n paar goed sê wat u miskien gaan aantrap vanmiddag. Die komitee het goed gedoen om vir 'n ou man te vra om agteruit te praat, want dit is wat ons ou mense graag doen. Ons praat agteruit. Maar my opdrag is agteruit te sê wat het 175 jaar gelede hier op hierdie terrein gebeur. En ons inligting, ons bronne is oorvertel. Al bron wat ons het. En van oorvertel is daar baie misverstande, klemveranderings, byvoegings en weglatings. En 'n mens moet dit mooi weeg voordat jy dit aanvaar. Wat vir jou oorvertel word, dat dit is wat gebeur het. Maar geagte voorsitter, daar is een agteruit feit wat nergens betwis kan word. En hoe bly is ek dat ek dit vanmiddag vir u hier kan kom sê, hier op Luthervier, op die pad van Suid-Afrika, is daar een baken wat uitstaan bo al die ander, selfs die afgelope naweek gebeur. En die opskrif van daardie baken is 16 Desember. 16 Desember 1891, die onthulling van die Paardekraal Monument in Krugersdorp. In 1910 word 16 Desember 'n openbare vakansiedag, wat hy vandag nog is. Op 16 Desember 1913, die onthulling van die Vroue Monument in Bloemfontein. Op 16 Desember 1934, die onthulling van die Joopie Monument buitekant Pretoria. Engelse oorloggeld. Op 16 Desember 1949, die onthulling van die Voortrekker Monument in Pretoria. Op 16 Desember, die begrafenis van president N.T. Steyn, van president Pim Kruger, van Emily Hopels, genoeg, gaan nie verder. Die vraag ontstaan, waarom het hierdie instansies en hierdie mense, waarom het hulle 16 Desember gebruik, om hierdie belangrike geleenthede in hulle geskiedenis, om daarvan gebruik te maak? Omdat daar 16 Desember 1838 was. Omdat daar 'n wonderslag hier op Luthervier gebeur het.
Omdat onthou is die geloofsvertroue van daardie mense in hulle God. Hulle toekoms het hulle in sy hande geplaas. Voorwaar, iets om vandag voor dankbaar te wees, dat ons op die pad van Suid-Afrika kan sê, 16 Desember is vir ons 'n besondere dag. Die geskiedenis het dit bewys. 'n Paslike huldeblyk deur daardie instansies vir wat hier op Bloedrivier gebeur het in 1838. Voorwaar 'n waardige dankdag tot sy eer. 'n Dankdag tot sy eer? Maar dis ons die woorde van die gelofte. 'n Dankdag tot sy eer. Maar as ons in die boeke lees en terugkyk en vra, dan is 'n dankdag tot sy eer, nie net in die gelofte nie, maar op 20 Oktober 1864 het die Natalse kerkvergadering besluit. Ek lees: 16 Desember word in die gemeente godsdienstig as een dankdag herdag. 16 of 20 Oktober 1864 bevestig die kerkvergadering wat in die gelofte staan. Maar geagte feesgangers, wat het van al hierdie goed geword? Verby. Wat het daarvan geword? Ons sien 16 Desember eers as wendag. Toe in 1910 word dit Diengangsdag. En dan ook 'n publieke vakansiedag, soos net gesê. In 1952 word dit Geloftedag. En in 1994 Versoeningsdag. Die vraag ontstaan dan onwillekeurig: wat het dan alles op die pad van Suid-Afrika gebeur? Na daai wonderlike huldigingsjare tot nou toe. Dis 'n hartseer storie. Maar ek moet hom van u vertel. Dis 'n hartseer storie. Dit is 'n verhaal van twyfel en meningsverskille onder ons eie mense. Nie ander mense nie, ons eie mense. Meningsverskil en twyfel oor die waarheid van wat op 16 Desember 1838 hier gebeur het. Ek quoteer vir u. En ek quoteer net wat ek die dokumente van het, ek moet asseblief dit weet. Die historiese vereniging van Suid-Afrika besluit op hulle jaarkongres in 1988 in Pretoria dat meeste van die sogenaamde elemente van daardie 1838 gebeure is mites, stories wat nie waar is. Meeste van die elemente, en een van die belangrijk, ek sal dit allemaal project, het er al, maar die belangrijkste is, dat dit 'n wonderslag was. Dis 'n mythe. So sê die historiese genootskap van Suid-Afrika het dit ook gesproken. Maar nog meer hartseer, geagte feesgangers, voorsitter, ek wys, ek hoef dit nie te sê. Maar hier in die Bloedrivier Museum, hier, hang daar 'n bord, 'n groot bord, gaan kyk self, waar enige besoeker gesê word, ons soek nog na die waarheid. Die waarheid lê tussen glad nie 'n slag op Bloedrivier of 'n gelofteslag. Iewers tussenin. Gaan lees dit. En helaas, die geloftedag word Versoeningsdag deur 'n regeringsbesluit. Dis omring van hierdie wolk van onsekerheid en twyfel
dat ek nederig dankbaar is, voorsitter, om vandag hier voor u te staan en vir u met vrymoedigheid te sê dat my 75 jaar van soeke na wat is die waarheid oor Bloedrivier, oor die 1838 gebeure, dat ek vandag, nadat ek geluister het aan die kinders van die mense wat hier direk betrokke was, wit mense sowel as die swart mense, nadat ek na hulle getuienisse geluister het ek die vandag die vrymoedigheid om vir u te sê, en ek sê dit met al die enthousiasme en krag wat ek in my liggaam kan met mekaar gehad, daar was 'n gelofteslag hier in 1838, daar was 'n groot veldslag, 'n baie besliste veldslag. Maar geagte feesgangers, ek moet ook vir u sê, om eerlik te wees, daar ook nagevolge van daardie feitelike situasie wat ek nou vir u gaan bewys. Die ontstaan van die gelofte, om dit reg te verstaan, glo ek, moet ons teruggaan na Pieter Dief se eerste besoek aan koning die Maan. En dit was in Oktober 1837, toe hy wil gaan onderhandel oor grond vir sy mense. Die koning was baie vriendelik, en het hom baie vriendelik ontvang, maar hy het gesê, voordat ons grond praat, bring eers my gesteelde beeste terug. Pieter Dief het vir hom gesê, koning, dis nie my mense wat jou beeste gesteel het nie. Dis hoofman Sikonyela, sy mense wat jou beeste gesteel het. Goed, ek sal dit terugkry. En ons hoor en ons lees en ons hoor en ons sien daarna, dat hy ongeveer 700 beeste, 45 perde, van Sikonyela wat aan die grens in Lesotho was, die hoofman, teruggekry en vir die Maan teruggegee. Hierna, in Februarie maand 1838, gaan Pieter Dief met sy 70 manne terug by die koning, om nou die grondtransaksie te gaan afhandel. In die tussentyd het Pieter Dief vir sy mense gesê, die koning is ons goedgesind. Ons kan maar 'n bietjie ontspanne wees, want sy mense het hom gewaarsku. Hy het gesê, ek was by koning die Maan. Die gesindheid is goed. Februarie gaan Pieter Dief en sy 70 manne weer na die koning om nou finaliteit te kry oor die grond. Dit die besoek